Vandag praat ons oor iets heeltemal verstommends, die tegnologie wat dokters in staat stel om letterlik binne in ons are te kyk. Ons praat van die skep van 'n lewende, supergedetailleerde kaart van daardie komplekse pyplyne in ons liggame en die naam van hierdie tegniek, arteriografie. So hier's die groot vraag, nê. As ons are so diep weggesteek is, hoe op aarde kry 'n chirurg 'n akkurate, intydse prentjie om mee te werk? Wel, die antwoord is 'n briljante stukkie ingenieurswese, 'n kombinasie van fisika, chemie en ja, 'n hele klomp rekenaarkrag. Goed, voor ons by die oplossing kom, moet ons eers die uitdaging self verstaan. Om ons aardere te probeer sien is soos om 'n komplekse rivierstelsel te karteer wat heeltemal ondergronds vloei. Jy kan dit glad nie met die blote oog sien nie. Die kern van die probleem is dit. 'n Standaard X-straal is fantasties om digte goed soos bene te sien. Maar ons are, hulle is sagte weefsel. Hulle word heeltemal oorskadu deur alles om hulle, die spiere, die organe en natuurlik die skelet. Vir gewone X-straal is hulle basies onsigbaar. So hoe kom ons verby hierdie probleem? Ons het 'n metode nodig wat spesifiek ontwerp is om hierdie versteekte snelweë op te lig. En dit, my vriende, bring ons by wat bekend staan as die goue standaard in hierdie veld. Goed, kom ons breek dit eenvoudig af. Arteriografie is 'n tegniek waar 'n spesiale, veilige ink, wat ons 'n kontrasmiddel noem, direk in jou bloedstroom ingespuit word. Hierdie ink is spesiaal want dit is sigbaar vir X-strale. So, dit verlig jou are van binne af en skep 'n vlamskerp, duidelike padkaart. En dis nie net 'n statiese foto nie, dis 'n lewendige video van hoe die bloed vloei. Nou jy wonder dalk, is daar nie ander maniere nie? Ja, verseker, daar is CT en MR-angiografie wat minder indringend is en briljant is vir beplanning, maar arteriografie bly die goue standaard vir een massiewe rede. Dit gee jou ongeëwenaarde detail en, die belangrikste, 'n intyd vir beeld. Hoekom maak dit saak? Wel, stel jou 'n chirurg voor wat 'n lewensgevaarlike breinaneurysme moet regmaak. 'n CT gee jou 'n goeie foto van die probleem, maar arteriografie gee daai chirurg 'n lewendige video voer terwyl hy hulle fyn instrumente navigeer. Dis hoekom dit absoluut onontbeerlik bly. Om hierdie ongelooflike padkaart te kan skep, het dokters natuurlik 'n baie gespesialiseerde stel gereedskap nodig. Kom ons kyk vinnig na die hoofkomponente. Eerstens, die X-straal masjien. Jy kry basies twee soorte. Aan die een kant het jy die vaste eenhede. Dit is die kragstasies. Hulle gee jou tot 10 keer meer resolusie en 'n groter beeld, perfek vir daai regtig ingewikkelde werk. Aan die ander kant het jy die draagbare eenhede, wat ongelooflike buigsaamheid bied en meer koste-effektief is. Dit maak hulle ideaal vir allerlei verskillende hospitaalopsette. So, hoe kry ons daai ink presies waar dit moet wees? Dit is waar die kateter inkom. Dink hieraan as 'n ultradun, superbuigsame pyplyn. Dit word versigtig deur die are geryg om daai kontrasmiddel presies by die regte plek af te lewer. Hierdie presisie is absoluut deurslaggewend. Dit gee jou die beste moontlike beeldkwaliteit en verminder terselfdertyd die risiko vir die pasiënt. En dan natuurlik die ink self. Die mees algemene tipe is 'n gejodeerde kontrasmiddel. Dit gee jou daai uitstekende, hoë detailbeelde. Maar wat as 'n pasiënt nierprobleme het? Dan is daar 'n alternatief. Koolstofdioksiedgas. Dit gee nie heeltemal dieselfde beeldkwaliteit nie, maar is 'n baie veiliger opsie vir daardie pasiënte. Soos jy kan sien, is die keuse altyd 'n fyn balans tussen die beste beeld en die pasiënt se veiligheid. Maar weet jy wat? Die ware toewerkings lê nie net in die hardware nie, dit lê in die sagtware. En dis hier waar iets genaamd digitale aftrek angiografie of DAA die hele proses verander. So, hoe werk hierdie digitale toertjie? Dit is eintlik 'n briljante 4-stap proses. Eers neem die masjien 'n maskerbeeld. Dis 'n basislyn X-straal sonder enige kontras. Dan word die ink ingespuit. Terwyl dit deur die are vloei, neem die masjien 'n hele reeks lewendige beelde. En neers die slim deel, die rekenaar trek dan daai oorspronklike maskerbeeld digitaal af van die lewendige beelde. Wat bly oor? Net 'n kristalhelder prentjie van die are wat met kontras gevul is. Al daai agtergrondgeraas, die bene, die weefsel word netjies uitgevee. Maar wag, die tegnologie is selfs slimmer as dit. Die operateurs het gereedskap om die beeld perfek te maak. Sê nou die pasiënt beweeg 'n klein bietjie. Geen probleem nie. Pikselverskywing kan die beeld herbelyn en red. Beeldsporing kan 'n klomp verskillende oomblikke saamvoeg om een volledige prent te skep.
En padkartering is ongelooflik. Dit gebruik 'n vorige beeld as 'n deursigtige kaart om die dokter se instrumente intyds te lei. Soos met enige kragtige mediese prosedure, is dit natuurlik baie belangrik om ook die risiko's te verstaan. So, kom ons wees vir 'n oomblik eerlik hieroor en kyk na die realiteite. Die primêre risiko's het meestal te doen met daardie gejoderde kontrasmiddel. Dit sluit dinge soos allergiese reaksies in, wat gewoonlik lig is, en algemene effekte soos naarheid. Die mees beduidende risiko en die een wat dokters die noukeurigste bestuur, is die potensiaal vir nierskade, veral by pasiënte wie se niere reeds 'n bietjie swak is. Maar, en hierdie is 'n baie belangrike maar, ons moet hierdie risiko in perspektief plaas. Vir pasiënte met normale, gesonde niere is die kans op beduidende nierskade wat deur die kontras veroorsaak word slegs tussen 1 en 2%. Dit is dus 'n risiko wat baie goed bestuur en verstaan word. En dit bring ons eintlik terug na die kern van die saak. Hierdie aanhaling som dit perfek op. Selfs met al die nuwe, minder indringende tegnologie wat nou beskikbaar is, wanneer dit kom by die fynste detail en 'n lewendige, intydse beeld, is daar steeds niks wat arteriografie kan klop nie. Dis steeds die koning. Dit laat ons met 'n laaste, prikkelende vraag. Ja, arteriografie is vandag die goue standaard, maar terwyl tegnologie soos kunsmatige intelligensie en robotika met mediese beelding begin saamsmelt, kan ons net wonder wat die volgende revolusionêre deurbraak gaan wees. Wat gaan ons in staat stel om die geheime van die menslike liggaam nog beter te ontsluit?